Welkom by die luistermeditasies vir Advent. Vandag is Dinsdag, 9 Desember, in die tweede week van hierdie kerkseisoen. Die skrifgedeelte waarby ons vertoef is Jesaja 11, vers 1 tot 10 in die 1983 vertaling. Ek nooi jou uit om jouself in te stel en oop te stel vir die teenwoordigheid van God in hierdie oomblik van stilte. Doen dit deur die 2 adventskerse van jou adventkrans aan te steek, die een van hoop en nou ook die een van liefde. En terwyl jy dit doen, haal 'n paar keer diep asem en vra die Here om jou ook hier in sy woord, in gebed en stilte te ontmoet. In hierdie week van Advent, waar die fokus liefde is, dink ons ook na aan die God van liefde wat mens geword het. Liefde self. En ons fokus ons vandag ook deur die gedig Lief hê van Niels Jackson, wat hy spesifiek vir die Adventstyd geskryf het. Lief hê. Lief hê is 'n omgeewoord. Dis 'n hoor ander se stories woord, 'n sien die nood raak woord, 'n voel ander se pyn woord. Lief hê is 'n wat het jy nodig woord, dis 'n hoe kan ek help woord. Lief hê is 'n versorg woord, dis 'n doen woord en dis 'n dien woord. Lief hê is 'n gee jouself woord. Lief hê is 'n heel maak woord, want lief hê is 'n godswoord. Amen. Jesaja 11 vers 1. 'n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai, 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus, die gees wat wysheid en insig gee, die gees wat raad en sterkte gee, die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie reg spreek volgens uiterlike skyn nie, en nie oordeel volgens hoorsê nie. Hy sal die armes billik verhoor en die ootmoediges in die land regverdig oordeel. Hy sal die goddeloses in die land hard oordeel. Met sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring. Hy sal regverdig en betroubaar regeer. Wolwe en skape sal dan saam bly. Luiperd sal tussen bokkies lê. Kalwers, leeu's en voerbeeste sal bymekaar wees. En klein seentjies sal vir almal sorg. Koeie en beere sal saam wei, hulle kleintjies sal bymekaar lê. Leeu sal gras eet soos beeste. Babetjies sal by die gate van adders speel. Klein kindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. Op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die aarde sal so vol wees van die kennis van die Here soos die see vol water is. In die tyd sal iemand uit die geslag van Isaai 'n vaandel wees vir die volke. Die nasie sal na hom vra en sy woonplek sal hoë aansien geniet. Een spruit, klein, broos, onopvallend, maar binne hierdie takkie skuil lewe wat alles kan verander. Die gees van die Here rus op hom. Wysheid, verstand, raad, krag, kennis, ontzag vir die Here. Daar's 'n wêreld wat skeef is, vol geweld en onsekerheid, en tog begin iets nuuts hier. 'n Wêreld waar die wolf by die lam lê, waar die leeu saam met die kalwers rus, en die kinders die slange as vriende ken. In hierdie wêreld is daar vrede, nie in die afwesigheid van konflik nie,
maar in die volheid van wat reg en sagmoedig is. 'n Wêreld waar die hart van die mens verander word en die aarde stil is in verwondering. Hierdie visioen is inderdaad groot, maar dit begin klein, in die hart van die takkie, van die spruit, in die lig van God se gees, wat hoop saai in die wêreld wat dit so nodig het. Die mense sal loop in die lig van die een wat kom, en alle nasies sal dit sien en saam diep asemhaal. Ek wil jou uitnooi, juis in hierdie seisoen van Advent, waar is dit waar jy klein tekens van hoop sien? Waar sien jy die hoop wat uitspruit, die klein takkies wat nuwe lewe beloof? Dink binnend hieroor na. In hierdie gedeelte van Jesaja word 'n klomp beloftes beskryf van dit wat hierdie takkie gaan wees, hierdie spruit van Isaai. Watter een van hierdie beloftes spreek vandag tot jou? Het jy dalk opnuut nodig om te ontvang? Dat hy armes billik sal verhoor, dat hy reg sal oordeel, dat hy regverdig en betroubaar sal wees, dat hy 'n vreemde nuwe vrede sal bring, wat alle logika van die wêreld sal verbygaan. Lees gerus hierdie gedeelte weer, en staan stil by dit wat jy nodig het om vandag opnuut te ontvang. Watter verhoudings of situasies in jou wêreld vra die vrede van hierdie takkie, van hierdie spruit? Bring dit gerus in die laaste oomblik van stilte en gebed voor God.
Kom ons bid saam. Here God, spruit van U saai. Saai U vrede in my hart. Laat U Gees my wysheid gee en laat my deel wees van U nuwe wêreld. Amen.